Goeiemôre geliefde, baie welkom op hierdie bewolkte Dinsdagoggend. Vanmôre gaan lees ons 'n gedeelte uit Esegiel. En as ons dan nou dit lees, dan wil 'n mens amper vir Esegiel voel. Ons wil amper vra, maar Here, is jy nie te hard in jou verwagting met hierdie opdrag wat jy Esegiel gee nie? En dan wil ons sê, ja, maar okay, dit was daarom vir Esegiel. Hy was daarom 'n baie spesiale mens. Hy was daarom iemand wat 'n profeet was, iemand wat gereken is, iemand wat wel sou kon doen wat God van hom vra. En dan wonder ons, wat sal gebeur as God hierdie opdrag aan my gee? Kom ons lees gou eers, wat is hierdie opdrag? Mensekind, as 'n wag stel ek jou aan vir die huis van Israel. Wanneer jy uit my mond woorde hoor, moet jy hulle namens my waarsku. Jo, 'n wag oor ander mense. En hierso is nou die goeie nuus of slegte nuus vir jou. Maar die Here praat hier nie net met Esegiel nie. Hy praat met elkeen van ons wat hom ken en hom dien, nadat die Heilige Gees oor ons uitgestort is ons mos almal profete. En geliefde, beteken jy ook. God stel jou ook as 'n wag aan, oor almal met wie jy elke dag te make kry. Jy kan nie, maar houd gerus toe kyk hoe mense verlore gaan en jouself wys maak dat dit eintlik maar mos 'n ding is van keuses, dis hulle keuse. Dit het niks met my te maak nie. Dit het alles met jou te maak. Dit is ook jou saak. Natuurlik moet ons ook vanmôre erken, ek en jy kan mense nie red nie. En God verwag nie van my en jou om hulle te red nie. Hy verwag wel dat ons hulle sal waarsku. Jy moet van hom getuig as jy 'n disipel is. En eers daarna word dit hulle probleem om te kies en self te besluit.
Here, neem so van ons besit deur u Gees, dat ons nie sal kan stil bly wanneer ons mense naby die afgrond sien beweeg nie. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.